Halleluja. Prys die Here. Ons gaan hoor wat sê die Here deur sy woord. Ek het verlede week gepraat oor die drie persone, die God die Vader en sy werkinge, God die Seun, sy bedieninge wat in sy liggaam is, en God die Heilige Gees, die weer die gawes van die Heilige Gees werk. Ek wil vanmôre 'n bietjie meer praat oor die Heilige Gees. As jy my so 3 ure sal kans gee, asseblief, sal ek waardeer. Amen. As ek skryf het sê in Handelinge 1:8, en ek wil dit vir u voor, u kan saam lees as jy dit nie ken nie. Ek het nou die bladsy toegemaak, ek weet nie hoekom nie, maar ons behoort daar skryf en ek het ons kop uit te ken. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde, sluit Suid-Afrika in. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Ek wil môre met u 'n bietjie praat oor daardie krag. As mens praat van die krag, is dit nie altyd baie duidelik vir 'n mens wat moet ons verwag nie. Wat is die krag? Wat doen dit? Ons praat van die krag van die Here, ons praat van die krag van die Heilige Gees, maar as ons dit moet omskryf, kom ons 'n bietjie kort in woorde. En ek het oor dit gebid, ek sê, Here, ek praat so baie van die krag van die Heilige Gees, en ek beroep my op die krag van die Heilige Gees. Wat wil jy eintlik vir ons sê as jy praat, jy sal krag ontvang? En die Gees van die Here het met my iets gedeel, en ek wil nou nie die Bybel oorvertaal en oorskryf nie, maar het in my ingekom deur die Gees van die Here, dat daardie krag praat eintlik van vermoëns wat God vir 'n mens gee deur sy Gees. En ons weet nie altyd wie van ons het daardie vermoëns nie. Ons praat van dit, maar ons moet eerlik wees, ons sien nie vreeslik baie van daardie vermoëns wat ons deur die Gees van die Here kan ontvang nie. En hoe sal 'n mens weet wat jou vermoë is? As ek nou vanmôre vir wie kan ek nou vra wat ek nou? As ek vir Kosie vra, moenie sit net daar Kosie, ek gaan nie met iets doen, ek vra maar net. As ek vir jou sê Kosie, kan jy hierdie preeksel optel? Jy kan nie vir sê ja of nee, want jy weet nie. Hoe sal hy weet? Hy moet eers kom probeer, tel hom op en kyk. En sê ek kry hom opgetel. Of hy sê nee, ek kan nie. Maar met om te sê ag nee, wat ek kan nie. Ek weet nie. Het hy niks bewys nie, is dit nie so nie? Weet ek is nou miskien voor op die waar as ek dit nou sê. Wie is 'n paar sterk manne as ek kan kyk nou. Waldo is 'n baie sterker jong man as ek. Ek kan miskien vir hom sê, Waldo, sou jy 'n tafel opgetel kry? Jy gaan hom kyk, jy sê, ek weet nie, hy is swaar. Moet ek hom heeltemal optel, net oplig. Maar jy gaan nie weet nie, voor jy nie probeer nie. Dan kan jy sê, ek kan dit reg kry, ek het die vermoë om hom op te tel. Wat kan ek nou vir Jan gee? Jan is 'n bietjie jonger as ek. Jan, kan jy daai bank optel? Ja, hoe kan jy ook op? Jy sal dit reg kry. Ek glo jou nie hoor. Maar jy is dalk reg. Maar so is dit by die gawes van die Heilige Gees. Dis goddelike vermoëns wat ons kry wanneer die Heilige Gees oor ons kom. Maar niemand sal weet of ons dit kan regkry as ons dit nie begin doen nie. Verstaan nie die vergelyking wat ek gemaak het met die gewig en die krag van die mense wat sterk is, wat goed kan optel. Net so is dit met die gawes van die Gees van die Here. Dis goddelike vermoëns wat die Here vir ons gee. En dit is my gebed regtig, die bedoeling van my hart. Dat al sou ons nou nie die grootste gemeente in die dorp wees, ek dink ons is op die oomblik seker die kleinste. Dit is nie regtig my probleem nie. Maar al sou ons die kleinste een bly, ongeag. So dat my begeerte, die roep in my hart na die Here
is dat daar in hierdie gemeente man en vrou kan opstaan, wat deur God gebruik word. Man en vrou kan opstaan, wat die vermoëns wat God aan ons gee en ons skenk, kan begin gebruik. Dit help nie ons ken die 9 gawes van die Gees uit die kop uit, die japstoor, blablabla, ek ken 'n pastoor. Weet daar's ander kragte ook wat God ons gee, wat in die liggaam van Christus is. Gesag. Daar's nie 'n gawe van gesag nie. Maar daar is gesag. Maar dit is nie die gawes van die Gees nie. Dit is in die geloof en in die weet dat jy deel van die liggaam van Christus is. Dit gee my gesag. Daar is ook krag in Christus. Filippense 4:13 sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Maar dit is 'n ander krag daardie, wat deur die gawes van die Gees van God ook versterk kan word, om daardie krag in besit te neem. Nou, dit klink nou 'n bietjie de mekaar, maar kom ons gaan 'n bietjie kyk, wat sê die woord van die Here vir ons, oor die gawes van die Gees. Hy sê daar in 1 Korintiërs 12, 4de vers, daar's wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. Daar verskeidenheid van bedieninge, ons het daaroor gepraat verlede week, toch is dit dieselfde Here. Daar verskeidenheid van werkinge, toch is dit dieselfde God wat alles allemaal werk. So 3, die Gees, die Seun en die Vader, se 3 verskillende werke. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Moet nuttig wees. Jy moet kan gebruik, dit moet 'n doel dien. Dit moet vir iemand kan help, dit moet iets beteken vir iemand. Help nie sê ek het die gawe van tale. Alright, ek het iemand gehoor wat 'n boodskap in tale gebring het verlede week was dit gewees, 'n brokalie wat nou vanmôre afwesig is, het 'n boodskap in tale gebring en die Here het my die uitleg gegee. Wat vir my toe nou wonderlik is, my kinders het op die Facebook, op die telefoon opgeneem die tale en die uitleg van tale. Ja, ek dink vir duisende mense in Suid-Afrika is die eerste keer wat hulle hoor iemand praat in tale en iemand leer dit uit. Dus ek so bly dat het opgekom daar, dat hulle kan sien, ons werk saam met die Gees van die Here. Maar nou sê die woord van die Here, hy sê aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee. Die vermoë om wys te kan wees. Party van ons manne dink ons altyd wys, party is tyker heeltemal so dom, maar hy dink hy's wys. So. Maar die wysheid, die gawe van die Gees van God is wysheid, is spesifiek vir 'n rede as daar 'n krisis ontstaan. En as 'n vraagteken of 10 agter daardie krisis. Wat moet ons doen? Dan kan die Gees van die Here deur die gawe van wysheid vir ons die regte pad aandui wat ons moet doen in die omstandigheid. Wysheid, die spreekwoord sê die wysheid kom deur die grysheid. Dan behoort ek nog redelik wys te gewees het. Want die jare is nie grys nie, word nog minder ook daarby. Maar daardie wysheid van die vlees en die wysheid deur die gawe van die Heilige Gees is twee goed hoor. Die wysheid van die verstand is wanneer jy met jou verstand bedink, ek moet nou so maak, ek moet so maak. Maar as die Gees van God vir jou antwoord gee, en voordat jy kan dink, het jy die antwoord. Voor jou brein in werking kan kom, gee God vir jou die antwoord. Daai wysheid, dis wat die gawe van die Gees van die Here is. En ons moet dit gebruik. Anders help dit nie, God gee vir ons die vermoë nie. Ek het al baie onwyse besluite in my lewe geneem, hoor. Wow, ek het al baie foute gemaak. Ek kan nie almal opnoem nie, ek sal skaam kry om alles op te noem, regtig. Want ek in onwysheid opgetree het. En ek het die prys betaal vir dit, hoor. Maak geen fout nie. Ek het 'n prys betaal. As jy 'n verkeerde besluit neem, jy betaal 'n prys. Regtig, dit is so. Jy sal dit seker weet. Want wie is in hierdie plek wat nog nooit 'n verkeerde besluit geneem het nie? Steek dit gou die hand op ek sien. Ja. Die gawe van wysheid is baie belangrik in 'n gemeente. Daar is gemeentes wat ek dalk nie eers van weet nie. Ek ken nie almal nie. Wat regtig die gawe van wysheid nodig het in hulle besluitneming. Regtig. As ons vir sulke gemeentes bid, dat die gawe van die Gees
in hulle midde kan werk, want dis die enigste wyse om reg te kom as jy 'n fout gemaak het, is vra die gawe van die Heilige Gees, die vermoë om 'n wyse besluit te kan neem. En die ander, 'n woord van kennis. Wat beteken dit om 'n woord van kennis? Kennis beteken om te weet. Dis wat kennis is. Ongeag waar jy die kennis vandaan gekry het, ek weet nie hoe om 'n huis te bou nie. Ek weet 'n bietjie hoe om te verf. Ek het so 'n klein bietjie ondervinding aan dit. Maar ek het meer verf op myself as wat op die muur is as ek klaar is. Maar ek kan. Maar weet jy, om kennis te kan hê wat deur die Gees kom, is om te kan weet wat is besig om te gebeur. Wat is besig om te gebeur in my lewe? Wat is besig om te gebeur in die omstandighede wat ek nou is, om te kan weet wat moet ek dan doen? As ek weet, daar by die voordeur is daar 'n groot luislang of 'n pofadder. Is my kennis gekom. Pastoor, moenie daar by die deur uitloop nie, as 'n pofadder. En ek dink, ag man, jou voet, ek loop daar en die pofadder pik my, dan het hy kennis my niks gehelp nie. Maar as ek as gevolg van die kennis wat ek het, optree daarvolgens en saam met die gawe van wysheid of die vermoë om wysheid te hê, kan ek berge verskuif as ek die regte ding doen in die regte omstandighede. Is dit nie waar nie? Jy kan sien, broer en suster, die gawes van die Heilige Gees is nie maar net daar vir die Pinkstermense om anders te wees as die gereformeerdes nie. Hy het 'n doel, dit dien 'n doel, die gawes van die Gees dien 'n doel en ek en u moet daai gawes begin gebruik. Net soos ek vir die demonstrasie probeer maak het, wie kan hierdie platform optel, wie die krag daarvoor? Jy sal nie weet nie, voor jy dit gebruik nie. En baie keer dink ons onsself swakker as wat ons is. Ons sien onsself minder as wat ons is. As jy gedoop is met die Heilige Gees, kan enige een van daardie gawes in jou lewe werk. Jy hoef nie vas te hou by een gawe, ek het daai gawe nie. Enige een van die 9 gawes kan mee werk, afhangend van die omstandigheid waarin jy is. As jy in 'n omstandigheid kom waar daar iemand nou regtig wysheid nodig het, en jy sê, maar ek het nog nie die gawe van wysheid nie, nou wat maar suffer. Dan maak dit mos nie sin as jy die gawe het nie. Dan kan jy staat maak op die gawe van wysheid. Jy kan staat maak op die gawe van kennis. Is tot jou beskikking, die rede hoekom hy dit vir jou gee, is om omstandighede reg op te tree. So elkeen kan die gawe van kennis hê en die gawe van wysheid, afhangend van watter omstandighede jy in is. Ek wil vir u sê, jy het baie wysheid nodig as jy bediening toe wil gaan, hoor, jy moet weer 'n keer dink. Want dit is nie 'n maklike pad nie. Aan 'n ander weer, geloof deur dieselfde Gees. So wat is hierdie gawe van geloof? Verskoon my as ek nou daai gawe en die gawe van profesie, wat bietjie ondertoe is, by mekaar uitbring. Weet jy, gawe van profesie is wanneer die Here vir my sê, dit is wat gaan gebeur. Vorentoe. Maar die gawe van geloof is wanneer ek iets spreek deur geloof om dit te laat gebeur. Matteus 17:20 sê, as jy die saad, die geloof soos 'n mosterdsaad het, kan jy vir die berg sê, werp jouself in die see. En as jy glo wat jy sê, sal gebeur net wat jy sê. So hierdie gawe van geloof kan in my werk as ek omstandighede het. Ongelukkig wil ek nou vir u slegte nuus. Hierdie gawe van geloof is nie vir jy daardeur kan rykdom verwerf nie, hoor. Rykdom is vleeslike besigheid. Het niks daarmee te doen nie. Maar ek kan deur die geloof, ons het deur die geloof hierdie gemeente begin. Ten spyte van al die kritiek en al die woorde, al die goed wat gesê word en gesê is, vandag nog gesê word, ongeag. In die geloof het ek gesê, ons gaan begin om vir die Here 'n gemeente te bou, en ek wil die gemeente bou in die krag van die Here. Nie beter as ander gemeentes nie, nie nader by gelyk aan ander gemeentes nie, nie in kompetisie met ander gemeentes nie, maar in gehoorsaamheid aan die Here, in die geloof, die Here se krag sal daar werk. Ek het dit uitgeroep in my gebed en gesê, Here, ons begin by daardie plek.
Maar ek roep in daardie plek 'n gemeente wat kragtiger sal word as enige duiwel, kragtiger as enige mag, kragtiger as enige ander plek in die wêreld. Ek roep dit in die geloof. Ek kyk daarna. Ek verwag dit, want ek glo dit deur die gawe van die geloof. Nie my geloof nie. My geloof kan baie maklik twyfel word, hoor. As jy jou voet stamp, jy dink, "Ai, kyk nou is hier 'n voet nou. Ek het so in die geloof geloop, net my been af." Praat nou nie van jou nie, Lukas, hoor. Kies my broer. Maar geloof is 'n vermoë wat God jou gee deur sy Gees om die pad vorentoe vir jou te bepaal. Die pad van oorwinning, die pad van vrede, die pad van heiligheid, die pad van die werk van God te kan doen met krag en met heerlikheid en met oorwinning. Daardie gawe is daar vir die geloof. Is nie, ek vertrou nou die Here vir R10 nie. Ek praat nie vir daai vertroue nie. Ek is nie ou wat die Here wil vertrou vir geld nie, regtig nie. Maar die Here het al vir my omdat ek God geglo het vir 'n deurbraak vir 'n saak, waar daar geld in betrokke was, het die Here vir ons dit voorsien, om die ding gedoen te kry wat ek voor geglo het. Jy verstaan my? Ek gaan nie die Here, as iemand vanmôre nou 'n goeie werk het, en jy wil nou sê, Here, ek soek 'n 20% verhoging. Here, ek glo jy nou vir 'n 20% verhoging. Moenie daai gawe van die Gees misbruik vir jou 20% verhoging nie, hoor, maar jy gaan hom in elk geval nie kry nie, vergeet dit. Nou is die atmosfeer in die ekonomie is nou maar sleg. Jy gaan jou kans dat jy miskien 2% verhoging gaan kry, as jy gelukkig is. Maar daardie gawe van geloof is 'n krag wat tot ons beskikking is. As ons dit net kan reg begin gebruik. Mense, ek praat met myself eintlik vanmôre, nie net met u nie, ek praat eintlik met myself ook. As ons daardie gawe van geloof kan reg begin gebruik en in geloof die dinge kan roep asof dit reeds bestaan. Om die dinge wat nog nie bestaan nie te maak bestaan, sodat God daardeur vereer kan word. En daardie gawe, mense, is 'n gawe wat eintlik in enige gemeente onmisbaar behoort te wees. Ons konsentreer op die gawe van tale, uitleg van tale, en miskien profesie. As jy ou geprofeteer, sê hulle, weet jy geprofeteer, sê ou Koos, so, ek weet nie, ek het nog laas gesê, hy daar in die hoek gestaan en rook. Dan wil hy kom profeteer. Ons let op die goedjies daai wat maklik kritiek oorbring, nee. Maar daar's kragte in die gawes van die Gees van die Here, wat as ek en u dit kan begin gebruik, as ek en u vanmôre in hierdie diens, die gawe van geloof, kan roep, dat ons suksesvol gaan wees met evangelisasie. Dat ons gaan voor die Here Jesus kom, 'n paar duisend siele bereik met die evangelie van Jesus Christus. As ons daardie gawe kan gebruik vir dit, dan kan ons oorwinning lewe. As ons die gawe van geloof kan gebruik om te sê, Here, ek moet net eers dit sê. Ek is nie vreeslik mal oor mense wat groot kerke bou nie. Groot, verskriklike goed bou, met groot vensters en gekleurde vensters en trappe en huisbakke. Ek is nie baie lief vir dit nie. Ek sê as die gemeente te groot word, stig liefst dan nog een af, begin nog 'n klein gemeentetjie wat dubbel soveel werk kan doen. As jy die groot gebou opsit, miljoene rande bymekaar maak om gebou opsit. As jy moet dit doen, prys die Here, as jy dit reg gekry het, is wonderlik vir jou. Dan kan jy deur die geloof reg gekry, ek weet nie. Maar ek is nie baie ten gunste van dit nie. Maar weet jy wat lê in my hart? Om siele te bereik met die evangelie van Jesus Christus. Dis wat my hart lê. En ek spreek 'n woord van geloof. En as jy daarmee saamstem, dan wil ek jy met my amen sê. Dat ek net eers sê wat my geloof is. As jy daarmee saamstem, dan sê jy my amen. Ek glo die Here vir die redding van kosbare siele in Witbank, dat hierdie gemeente 'n lighuis gaan word met die evangelie van Jesus Christus. As jy amen sê, dan sê die woord, waar 2 of 3 oor enige saak saamstem. Waar 2, nie 2 of 3 nie, waar 2 oor enige saak saamstem, sal dit 'n deel van my Vader. Kan jy saam met my stem in die geloof vir dit? Prys die Here. Genadegawes van gesondmaking. Dit is nogal verskeie gawes, is nie net een nie. Verskeie gawes van gesondmaking.
Ek het vanmôre hier by die plek aangekom. My kop is so dof soos jy kan kry, ek voel nie lekker nie. Ek het by die huis van my vrou gesê, ek weet nie wat is nou, iets is nie lekker, ek voel of ek nie mooi kan sien nie. Ek voel nie lekker nie. Maar weet jy, daar in die voorportaal, wat ons maar die bidkamer noem, daar het my kleinseun en my kleindogter vir my kom bid. Dit is nie vreeslik hoog aangeskrewe in die gemeente, daai mense die gawe van genesing nie. Maar my hoofpyn is weg, my dik kop is weg, my oë kan sien, ek kan met u die woord van die Here deel. Omdat iemand dit net probeer het. Jy weet nie dat jy dit het nie, totdat jy dit net doen. Nie een van die gawes het 'n duidelike teken. As ek sê afkyk sê oor daai oor die gawe van geloof en daai in die gawe van genesing, die in die gawe van tale en daai in die gawe van profesie. Jy kan nie so kyk nie, jy kan dit nie sien nie. Maar daai gawe sit hier. Ek is oortuig daarvan dat in 'n gemeente waar twee by mekaar gekom het, nie, twee of drie by mekaar gekom het, is hy daar. Dat die gawes, die 9 gawes is hier. Ons weet dit net nie, want ek het dit nog nooit probeer nie. Die gawes van genesing. As ons gaan vir siekes bid, dan kyk ek so vir die pastoor. Pastoor? Weet ons so? Of Lukas? Johan? Johan? Maar jy sit self, lekker. Kyk, ek wonder, ek het gesond geword. Ons sal sien. Ons maar kyk. Hulle wat so baie vir siekes maak, hulle wat nog gehoor wat gesond geword het. Jou twyfel wat jy mee sit en kritiseer, maak baie keer die werk van die Here stil, wat nie kan gebeur nie. Ons gaan vanmôre vir siekes bid. Maar wie wat gaan ek doen? Jy moet maar lank vir jouself voorberei. Ek gaan dat die siekes wat siek is, hier voor kom staan, as jy siek is. Dan gaan ek aan elkeen van u verbystap en vir daai siekes bid. Die weet nie watter een se gawe is wat hom gaan gesond maak nie. Dan kan niemand eer kry nie, net die Here. Maar dit is nie belangrik wie die eer kry nie. Wat belangrik is, die sieke moet gesond word. Dis die belangrike ding. Is dit nie waar nie? Ons wil nie Chantal sê, ek het vir hom gebid, halleluja, ek het vir hom gebid. Nou is hy gesond. Ek het die gawe van die genesing. Is nie waar ons moet spog nie. Dit gaan nie oor wie die gawe nie. Dit gaan oor wie het gezond geword. Of is ek verkeerd? Halleluja. Aan ander werkinge van kragte. Wat op dese aarde is dit, pastoor? My broer, ek gaan probeer. Ek onthou ek het eendag op YouTube gekyk na A.A. Allen. Was 'n evangelis van julle klompie jare gelede. Hy het op die platform staan hy met 'n seentjie. Jong seentjie van so 4 jaar oud, so seentjie. Die seentjie se bene het nie beenstruktuur binnekant nie. Is net vleis. Hy vat die bene, dan draai hulle so in die rond en spring hulle so terug. Hy vou hulle so om mekaar soos 'n koeksuster so, daai beentjies. En hy buig hulle, dat die voet hier by die knie gedraak. Daar's niks been binnekant nie. En hy roep die krag van God. En die kind op sy arms. Toe hom klaar gebid het, sit hy hom neer, daar staan hy. En hy begin loop. Kragte. Dis die gawe van kragte. Maar pastoor, ek het dit nie. Hoe weet jy het dit nie? Jy het nog nooit probeer nie? Ek weet nie of Waldo daai tafel gaan optel nie, want hy het nog nie probeer nie. Ek weet nie of Kosie hierdie platform preekstoel gaan optel. Hy is toch al swaar, Kosie, hoor, ek moet jou net vroegtydig sê, as jy dalk wil kom beweer. Hy sal nie weet nie, voor hy nie probeer het nie. Ons kyk altyd teen die onmoontlike vas, dat die vyand ons oë versly en sê, dis onmoontlik, dis nie onmoontlik nie, die gawe van die Gees is die onmoontlike moontlik, as ons dit net wil gaan doen, as ek dit net wil probeer. Almal is hom nie kwaad, ek sien party glimlag dan vir my, prys die Here. Aan 'n ander profesie. Nou ek vir jou sê, daar's baie profete vandag in Suid-Afrika op die platforms om profeteer. Hulle verstaan profesie as die prediking van die woord.
As jy die woord van die Here kan verkondig, dan is jy eintlik 'n profeet. Dan noem hulle homself prophet. Ek is nie 'n profeet nie. Maar die gawe van profesie het al in my lewe gewerk. Dit kan ek by sê. Die gawe van profesie het al deur my gefunksioneer. En nie omdat ek nou gedink het ek is goed nie, maar dit is Here vir jou woord gee, dan moet jy hom spreek. Dit is maar net soos wat dit is. Dit gaan nie om hoe kwalifiseerd is jy, het jy matriek broer, of jy al universiteitsgraad gekry, of as jy standaard 6, of as jy graad 1 uit die skool het. My pa het graad 1 uit die skool uit, kan jy dit glo? Maar dit was in 1899, toe was hy graad 1. Daar was nie graad 2 gewees nie. Daar was nie graad 2, hy moes graad 1, toe is hy klaar. So is hy klaar. Maar hy het later van jare gestudeer, en hy het wat sy ingenieur is dit, wat die brûe bou, siviele ingenieur. Hy het dit geleer. Na hy in die bediening vir 'n paar jaar was met sy graad 1 en al. So dis nie hoe goed, hoe slim jy is nie. Dis of die gawe wat God jou gee, om vir jou te sê, luister, dit is wat gaan gebeur oormôre. Nie wat ek die geloof sê nie, maar wat die Here vir my sê, dit is wat gaan gebeur. Dis 'n belangrike gawe om in 'n gemeente te hê, om te kan weet, wat sê die Here, wat gaan môre gebeur. Is uiters belangrik dat ons dit moet hê in 'n gemeente. Nie om te sê, hier kom 'n profeet Jan aan hierso nou nie. Profeet Koos. Hy's 'n profeet. Daai man is 'n profeet. Nee, jy word niks eer toegegee as jy kan profeteer nie. Dis 'n gawe en 'n vermoë deur die Heilige Gees. Dis nie jou vermoë nie. Dis nie jou geleerdheid nie. Dis nie jou kwalifikasie nie. My kinders daai ding nie werk, sit dit maar net af. Want mense aan 'n allerhande tale. Nou luister ek nou die dag na dokter, dominee op die televisie of op my telefoon of YouTube, waarin hy praat teen tale praat. Ek het dit laasweek ook genoem. My vrou het my bietjie gerepedieer omdat ek iemand se naam genoem het. Ek sal liewer nie weer die naam noem nie, want dit is ek nie moeilikheid by die huis. Maar hy reken die tale in die oppersaal was net bekende tale van die mense wat daar was. Want dit was almal Jode, party van Griekeland, party van Turkye en party van Persië of waar ook al vandaan gekom het. En hulle het die tale verstaan, want dit was hulle huistaal, alhoewel hulle Jood was, Israeliete was. Hy sê, daai tale moet 'n bekende taal wees. Sê, dit is wonderlik, ek stem saam met jou so ver, my broer. Dit was 'n rede hoekom God mense bekende taal laat praat, dat hulle kan besef, dit moet die Here wees, want daai mense ken nie my taal, hoe kan hy nou praat? Die rede, as almal onbekende taal moes gepraat het, sou hulle gesê, daai mense is mal. Hulle het in elk geval so gesê. Maar net dat hulle kan weet, dat die mense praat nie uit hulle eie uit die taal nie, hulle kan verstaan, dit moet God wees. Dit was 'n teken juist vir die ongelowige, die tale wat hulle praat, dat hulle kan verstaan, dit moet God wees wat daai taal gegee het. Maar nou vandag in Handelinge 19, kom Paulus uit die gemeente van Efese, en hy vra vir hulle, is julle al gedoop? Hulle sê, ja, die doop van Johannes. Hy sê, nee, moet gedoop word in die naam van Jesus. Hy verkondig toe vir die evangelie van Jesus, wat eintlik die rede was, hoekom hy gekom het, wat hy gedoen het, en toe doop hy in die naam van Jesus Christus. Dus dan vir die leerstelling wat sê, jy moet net in Jesus naam doop. Jy moet nie in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees doop nie. Mense het so baie triks wat hulle oor praat, en Turkies en goed, om dit iets anders te wees as die ander, om die nuwe kerk te kan begin. Toe wat hy doop hy in die naam van Jesus, en toe doop die Here hulle in die Heilige Gees, met spreke en tale, en het begin profeteer. Amen. So dis nie, die tale praat, is nie sommer net gebabbel nie. Ek sê dit vandag op die televisie, en op die Facebook, en op die YouTube, wat mense kan hoor. Dis nie 'n gebrabbel, hulle sê dit is 'n gebrabbeltaal. Dis nie 'n brabbeltaal nie, omdat jy die taal nie ken nie, nou sê jy dis nie 'n taal nie. Amen. Beteken nie, omdat jy die taal nie kan verstaan, dat dit nie 'n taal is nie. Maar sê die woord van God in 1 Korintiërs 14, as iemand in 'n taal bid, dan spreek hy onverstaanbare dinge tot God.
het 'n gesprek met die Here van die leerskare. Is 'n vermoë wat God ons gee, deur die tale praat, is 'n vermoë, nie om vir ander te kan sê ons praat in tale en julle praat nie in tale nie, maar is 'n vermoë wat my gees kry by God om met hom te kan praat. My vrou kan nie hoor wat ek sê nie. Ek weet self nie wat ek sê nie, maar my gees praat met God en God antwoord my weer deur die gees. Is 'n vermoë. En as jy nie gedoop is met die Heilige Gees en spreek in tale nie, bid dat die Here vir jou doop in die Heilige Gees. Ek kan jou nie doop in die Heilige Gees nie. Ek kan jou doop in die water, ja. Ek kan jou nie doop in die Heilige Gees nie. Dis God wat dit doen. Maar hy doen dit vir die wat dit wil hê. Vra die Vader in my naam. Alles wat jy die Vader in my naam vra, dit sal hy vir julle doen. Vra die Here om jou te doop in die Heilige Gees. Nie net om tale kan praat nie, maar jy in tale kan bid en met God verborgenhede kan bespreek, wat geen mens kan verstaan nie. Dit is belangrik. Die tale is belangriker as wat mense wil probeer sê, hoor. En dan ander is daar die uitleg van tale. As God in hierdie gemeente 'n boodskap wil gee, en hy doen dit hierdie teken van 'n taal wat iemand praat, wat niemand verstaan nie. En jy lê dit uit, iemand lê dit uit. As dit van die Here kom, sal jy altyd iemand in die gemeente kry wat vir jou sê, pastoor, ek het dieselfde uitleg gehad. Jy kan maar gaan toets hoor, gaan toets maar. Daar sal altyd iemand wees wat vir jou sê, pastoor, as jy die uitleg nie, of broer Koos, as jy die uitleg nie bring, of Tannie Sannie, jy die uitleg nie gebring het, so ek dit gebring het, want ek het dieselfde uitleg vir daardie taal gehad. Dan weet ons, dit kom van die Here af. Mense, hierdie goddelike vermoëns moet ons nie weggooi nie. Dis die krag van die kerk vandag. In hierdie donker wêreld van ongeregtigheid, van bedrog, en van diefstal, en van satanisme, en mohammedisme, en al die gemors godsdienste wat daar vandag oor die aarde sweef. Ek wil vir u sê, dis die belangrikste ding in 'n gemeente se werk, is die gawes van die Heilige Gees. Dit moet in operering wees. As dit nie is nie, moet ons dit kry. As jy dit nie het, jy gaan bid daarvoor, dat God jou salf met 'n gawe van die Heilige Gees, dat ons 'n deel kan wees. Weet jy, die bedieninge, ek het verlede week bietjie oor gepraat, kom uit die liggaam van Christus. Die vyfvoudige bediening, die 5 sintuie van die vleeslike liggaam. Die 5 sintuie van die liggaam van Christus is die vyfvoudige bediening. Dis die kern daarin. Sonder daardie vyfvoudige bediening, jou hart die mooiste hartklop. Jy kan die mooiste toornaal sê onder die son. Maar as daai 5 sintuie in jou nie werk nie, is jy niks. Jy kan nie praat nie, jy kan nie sien nie, jy kan nie hoor nie, jy kan nie ruik nie, jy kan nie voel nie, jy kan niks doen nie. Jy is 'n nul. Jy is net 'n stuk vleis. En jou ma moet net vir jou kos maak en jou met 'n lepel voer. Dis al wat jy kan doen. Jy kan net eet. En dis hoe ons in baie kinders van die Here se lewe lyk, hoor. Net so, hoop die pastoor 'n goeie woord vanmôre. Self lees ek nooit die Bybel nie. Ek self nooit bid nie. Ek self bid nooit in tale nie. Die Here het my nooit 'n boodskap in tale gegee nie. Ek het nooit 'n woord van profesie gehad nie. Ek het nooit gewaag om vir 'n sieke te bid nie. Ek het nooit gewaag om vir 'n krepele te bid, vir die gawe van kragte in my kan werk nie. Daarom is daar baie krepels vandag. Hy het gekrepel gebore, hy gaan gekrepel dood. Want niemand wil dit waag om te bid nie. Hoe weet jy het nie die gawe van kragte nie, as jy dit nie gaan probeer nie? Hoe weet ons vir enige gawe, as ek dit nie probeer nie? Hoe sal ek weet ek het dit nie? Dalk het jy dit. Dalk sê die vanmôre in hierdie gemeente manne, wat bidbank kan skud met die gawes van die Gees, as hier 'n lamme opstaan. Ek het vir Marie gevra, die vroukie wat hier so werk, sy het 'n seentjie van klein af, sy het so om mekaar getrek. Ek het vir haar gesê, kom vanmôre kerk toe, ons gaan raai kind bid. Maar sy het nie die moed gehad om te kom, daar sekere rede, ek wil haar nie kritiseer nie. Half seker iets voorgeval, sy nie kon kom nie. Ek was in my hart oortuig, vanmôre gaan ons vir daai kind bid, God gaan hom regmaak. En as die dag as hulle kom, gaan ek vir hom daai seun bid. Of ek nou voel is 'n salwing, of ek nou voel is nie 'n salwing nie, het niks met die salwing te voel nie. Dit is die gawe van die Gees wat ek aanvaar, dit kom deur die Gees van God en God wil dit doen. Dis hoekom hy die gawe gegee het. Hy het nie gegee vir 'n vertoning, hy het gegee omdat mense ons nodig gaan hê. Mense het God nodig en God werk deur jou, God werk deur my. Ons is die kanaal van God se krag. Waar anders moet die Here deur werk? Ek weet die Here het al deur die kraaie gewerk met Elia se tyd.
Want dan verskriklik wees, die krepel sit in die kerk, en die kraai kom in en pik die ou op die kop, en daar is hy reg, dat sal nou verskriklik wees. En ons sit hier soos kinders van die Here, ons praat in tale, lekker. Nog nooit eers jou gawe getoets nie.